Goeiemôre en welkom terug by hierdie week se oordeenkingtyd saam. Ons gesels hierdie week rondom die tema Praat God nog. En ons skrifgedeelte van vanoggend is Romeine 5 vers 8 wat die volgende sê. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Wanneer ons dink aan God wat praat, dink ons dikwels aan woorde, nie reg nie? Ons dink aan 'n stem, 'n boodskap of 'n antwoord op 'n gebed. Maar een van die duidelikste maniere waarop God nog altyd met sy mense gepraat het, is deur sy liefde. Want liefde is die taal van God. Van die eerste bladsye van die Bybel tot die laaste sien ons 'n God wat sy mense liefhet. Wat na hulle uitreik, wat hulle terugroep na hom toe, selfs nadat die mens, ek en jy, die volk Israel, teen hom gerebelleer het God nie opgehou praat nie. Hy het nie sy rug op die mensdom gedraai nie, inteendeel, hy het aangehou om sy liefde te wys deur sy geduld, deur sy genade, en uiteindelik weet ons, deur Jesus Christus. En Romeine 5 vers 8 kom en het gee vir ons een van die mooiste beskrywings van God se liefde. God het nie gewag totdat ons alles reg kry voordat hy ons liefhet nie. Hy het nie gewag totdat ons goed genoeg geestelik, goed genoeg vir hom is of waardig genoeg vir hom was nie. Christus het gekom en hy het vir ons gesterf terwyl ons nog sondaars was. En die kruis is God se grootste liefdesverklaring aan die wêreld. Dis asof God deur die kruis sê, jy is meer geliefd as wat jy ooit kan besef. En baie mense leef met die idee dat God altyd kwaad of teleurgesteld of ver van hulle af is. Hulle sien hom as hierdie streng regter wat net wag vir hulle om 'n fout te maak. Maar wanneer ons na Jesus kyk, sien ons die ware hart van God. Ons sien iemand wat siekes aanraak, wat sondaars vergewe, wat gebrokenes herstel en sy lewe gee vir dit wat ons as die mens nie verdien nie. En dit is hoe God praat, hy praat deur sy liefde. En soms hoor ons God se stem die duidelikste wanneer ons terugkyk oor ons lewe. En ons kyk en ons sien hoe hy ons beskerm het, toe ons dit nie eers besef het nie. Ons sien hoe hy ons gedra het deur ons moeilikste tye, die tye wat ons klippe gekou het, wat ons gedink het, gaan ek hierdeur kom. Ons sien hoe hy mense oor ons pad gestuur het, deure vir ons oopgemaak het en getrou gebly het toe ons onseker was. En elke daad van sy genade is 'n herinnering dat hy steeds besig is om met ons te praat. Die wêreld wil kom en dit sê dikwels dat liefde iets is wat verdien moet word, maar God se liefde werk anders. Sy liefde is nie gebaseer op ons prestasie nie, maar op sy karakter. Hy het ons lief omdat hy liefde is en daarom verander sy liefde nie wanneer ons 'n fout maak nie. Wanneer ons struikel nie, wanneer ons deur moeilike seisoene gaan nie. En is die ding, as jy ooit gewonder het of God nog praat, kyk na die kruis. Kyk na Jesus, kyk na die liefde wat hy vir jou kom wys het. Daar hoor jy steeds die stem van God wat sê, ek ken jou, ek sien jou, ek het jou so lief, en ek het nie van jou vergeet nie. En met dit gesê vandag, kom ons bid saam. Vader, ek wil vir u vanoggend kom dankie sê vir die kruis. Genade onbeskryflik groot het u aan ons bewys, Here. Maar meeste van alles, Here, u liefde was so duidelik, Here, dat u seun gestuur het om in ons plek te sterf. En ons is so dankbaar daarvoor, Here. Dankie dat wanneer ons terugkyk oor ons lewens, ons kan sien dat u ons so lief het, Here, dat u ons raak sien, dat u ons ken en dat u ons werklik gedra het deur tye wat ons nie gedink het ons gaan deurkom nie. En Here, vandag sê ons net dankie vir die liefde, vir die omgee vir ons, u hart vir u kinders. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel vandag hierdie boodskap met iemand wat dit moet hoor. Ek sien jou weer môreoggend.